daai leemte kan baie keer net deur die Here gevul word, deur God gevul word. En as ons dan nou so soekend is, dan vind ons God baie keer by daai kindjie in die krib, by Jesus aan die kruis in die leë graf, by daai liefde wat hy ook aan ons bewys het. Die volgende lied gaan oor die beeld van God. Nou, God het ons in die begin geskape as sy verteenwoordiger hier op aarde en as beeld van God. Maar ons kan net die beeld van God wees as ons weet wie God is. En in 1 Johannes 4 sê Johannes dat God is liefde. En as God dan liefde is en God is in ons harte en in ons lewens, dan is dit die liefde wat ons ook aan ander mense moet uitdra. Thank you.
ons lofprysing met die volgende lied is 'n lied gebaseer op Paulus se skrywe in Romeine 11 vers 33 tot 36 waar hy praat oor God se grootheid, sy oneindige wysheid en kennis, wat ver bo ons begrip is. Maar in sy woorde bring hy ons ook tot nederige aanbidding en vertroue in God. Goeiemôre en baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg om hier by julle te kan wees. Kom ons sluit net die oë. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, liewe gemeente. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader en Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons sing nou ons intreelied, lied 164. Ons is almal hier te saam. Kan al ons maatjies nou vorentoe kom? Ekskuus tog. Sjoe, julle is baie, julle sal sommer hier moet sit. Wie van julle wil gaan saam met my stap? Ons gou vir oom 'n geskenkie gee. Kom sommer jy sit sommer reg voor my, dan gaan ons nie baie ontwrigting hê nie, kom. Ons het vanoggend die voorreg om vir oom Dion Botha geluk te wens op sy verjaarsdag.
Hy is op die 21ste Maart is hy 81 jaar oud. Baie geluk oom kan maar sit, ons sal nou om toe kom. Ek wil net vir hom sê, is net goeie mense wat 'n Maart verjaar. Kom ons daar. Die oomie, gaan jy vir die oomie 'n drukkie gee en gee vir hom 'n geskenkie. Baie geluk oom. Baie dankie. Mag hom nog wonderlike jare vorentoe hê. Wie van julle is slim? Wie kan vir my sê, wat beteken dit om veilig te voel? Wat gaan jy vir my sê? Wanneer is jy veilig? Ekskuus? Is jy veilig by wie? Okay. Ek wil vanoggend vir julle leer, hoe voel dit om veilig te wees? Sê vir my, wie ry saam met julle mammas en pappas in die kar? Wie van julle het al ver gery? Hoe ver het julle gery? 80 km, hy sê hulle het al 80 km gery. Is dit min, hoe ver het jy gery? 100. Okay. So hy sê hy het al 100 gery. Sê vir my, wat is die veiligste kar wat jy kan kry? Wat se kar dink julle is 'n goeie veilige kar? Hy Jesus kar. Sjoe, ons is dan slim kinders hierso. Ja, ek wil ook vir julle sê, dit maak nie saak in wat se kar jy ry nie, maar ek wil vanoggend vir julle iets leer. Voordat julle so op reis gaan, dan moet julle bid. As mamma en pappa doen dit, dan sê julle vir hulle stop. Ons wil veilig aan die kant uitkom, so julle moet bid. Ons het 'n kar, maar dit moet 'n veilige kar word, en 'n veilige kar is 'n Jesus kar. Wanneer Jesus saam met jou is. Maar Jesus is nie net saam met jou as jy gaan ry nie. Oral, as jy in die aand gaan slaap, wil jy weet jy slaap veilig. En as jy Jesus in jou hartjie het, dan kan jy veilig slaap. Ek wil vir julle lees wat sê Spreuke 19 vers 23. Wie die Here dien, se lewe is veilig. So 'n mens kan saans rustig slaap. Geen ramp tref hom nie. As jy Jesus in jou hartjie het, wie van julle het Jesus in julle hartjie? Wie is Jesus se kinders? Almal van julle, dis mooi. Dan kan julle weet, Jesus gaan vir julle veilig bewaar. As julle moet skool toe gaan, waar julle ook al gaan, moet julle weet, Jesus is by julle en hy bewaar vir julle veilig. En onthou nou volgende keer, as julle weer ry en julle gaan ver ry, of so, dan sê julle vir mamma en pappa, wow, stop, julle het nog nie gebid nie, ons wil veilig wees. Ons is Jesus kinders, maar ons moet ook vir Jesus vra om ons veilig te hou. Ok, nou gaan ons bid. Kom ons, weet julle, hoe sit julle in bid? Sit julle in bid of kniel julle? Op julle knieë, kom ons sit op ons knieë. Kom, almal, wys vir hulle hoe moet hulle sit. Almal, wys vir hulle, sit jy op jou knieë. Ok, en dan wat maak julle met julle handjies? Hou julle handjies so, gaan julle almal saam met my bid. Bid agter my aan, sê wat ek sê. Here Jesus, dankie dat ons u kinders kan wees. Hou vir ons veilig in hierdie week wat voorlê asseblief. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Okay, nou kan julle teruggaan na julle mammas en pappas toe, en die wat met kinderkerk toe gaan, julle kan saam met julle juffrouens gaan. Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, na
na waters waar rus is, lei hy my. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit, baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots, en baie diep haal hy my uit. Baie diep haal Jesus jou uit. Baie diep haal sy salwing jou uit. Hy plant jou voete op sy ewige rots, en baie diep haal Jesus jou uit. Want Jesus is jou herder, niks sal jou ontbreek nie. Hy sal jou laat neerlê in sy groen weivelde, na sy waters waar daar rus is, sal hy jou lei. Na sy waters waar rus is, sal hy jou lei. Kom ons sluit die oë en ons bid net saam. Wonderlike Here, baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Here, ons het nou offergawes opgeneem. Dankie dat U vir ons voorsien. Here, U is ons God, U is ons Vader, U is ons voorsiener. Dankie daarvoor. Vader, waar ons nou 'n boodskap moet hoor, wil ek vra dat U met ons sal spreek. Ja, Here, spreek deur my. Here, en ek vra, raak ons almal aan. Laat U Gees in ons werk, Here, sodat ons U boodskap kan inneem, sodat ons U boodskap kan gaan uitleef daar buite, Here. Want ons is U kerk. Here, ons is U hande en voete hier op aarde. Ons is die mense wat moet hoop bring in hierdie wêreld. Ons bid dit nie ons verdien nie, Here, maar slegs enkelheid genade. En in die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Ons gaan vanoggend lees uit Klaagliedere. Ons gaan lees vanaf vers 19 tot 33 en dan ook vers 40 tot 42. Vers 19. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem. En om hierdie rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is nuut elke môre. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dit is goed vir 'n mens om sy las in sy jeug te dra. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God hom die las opgelê het. Laat hy hom diep verootmoedig. Miskien is daar hoop. Laat hy sy wang draai vir wie hom slaan. Laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy sy beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Dit is teen sy sin dat hy mense in ellende en beproewing bring. En dan ook vers 40 tot 42.
Laat ons doen en late, laat ons doen en late deeglik ondersoek en ons tot die Here bekeer. Laat ons met ons hele hart ons hande na God in die hemel uitsteek en bely. Ons het sonde gedoen, ons was opstandig, U het nie vergewe nie. Tot sover. Soos ek verneem het, is julle gemeente op 'n lewensreis. Verder het ek ook gehoor by Dominee Jaco dat hy sê, hy's besig met 'n reeks om te sê, wat moet jy nie inpak in jou tas op hierdie lewensreis nie. Wat ek vanoggend vir julle wil sê is, wat julle nie in julle tasse moet inpak nie, is wanhoop. Ons is kinders van God. Ons is nie veronderstel om in wanhoop te lewe nie. Weet jy, wanhoop maak jou mismoedig. Elke dag staan jy op sonder hoop. Jy het geen rigting nie. Want weet jy, 'n mens wat nie hoop het nie, het nie rigting nie. As jy op reis gaan sonder hoop, en jy hoop om Pretoria uit te kom en jy ry Kaapstad toe, en jy kom nooit daar uit en jy dwaal maar net rond, dan het jy nooit jou eindpunt bereik nie. En dit is wat wanhoop met jou doen. Wanhoop maak jou ook moedeloos. Jy voel moedeloos, jy het net nie die moed om voort te gaan nie. Jy voel sommer net elke dag sleg en af en sien kans vir niks. Wanhoop is ook daardie ding wat jou vreugde steel. Wanhoop steel jou vreugde want daar is vir jou geen vooruitsig nie. Jy sien niks raak nie, jy wil niks raak sien nie. Wanhoop knel jou vertroue in jouself. Wanhoop knel jou vertroue in die Here. Dominee Jaco het gesê op Aswoensdag toe sê, dis een ding wat Satan nie kan doen nie is, hy kan nie keer dat Christus gekom het nie. En weet jy, wanhoop is een van hierdie dinge wat hy gesê het. Hy het gesê, maar, dit kan jou maak twyfel. Dit kan jou maak twyfel, is hierdie Here wat ons dien so goed, so groot, so magtig? Verder kan dit jou maak twyfel, is ek goed genoeg? Is ek goed genoeg vir die Here? Ag die Here my goed en groot genoeg vir hom? Ek het vandag vir julle gelees uit klaagliedere. Weet jy, en as jy van klaagliedere 1 tot 5 lees, dan lees jy van 'n tragedie. 'n Tragedie wat met die volk van God gebeur het. God se volk wat gedink het, ons het die tempel. Die tempel staan by ons. Niks en niemand kan aan ons raak nie. Min het hulle besef dat hulle die kerk is. Dat dit nie gaan oor 'n tempel of 'n kerk wat binne 'n sekere gebied staan nie, maar oor 'n verhouding met God. Oor 'n lewende verhouding met God van sy kerk. Ek en jy is sy kerk. Van die begin af het die Here Israel gekies as sy volk. En hy het 'n verbond gesluit met Abraham. En hy het gesê, ek gaan vir julle die beloofde land gee. Maar, het hy gesê, maar julle moet anders wees. Julle moenie met hierdie volke ondertrou en hulle afgodsbeelde begin aanbid nie. Julle moenie julle kinders offer vir hulle afgode nie. Julle moet anders wees. Hulle moet kan sien, julle is my volk. En hy het hulle gewaarsku deur die profete. Hy het met Israel self gepraat. Hy het met hulle konings gepraat. En niemand het ag gegee op wat hy beloof het nie. Klaagliedere is die verhaal van 'n verslae Israel. 'n Israel wat nie gedink het, die Here sal werklik sonde straf nie. En daaruit het hulle wanhoop ontstaan. Ek wil vir jou hierdie storie vertel en as jy vandag dink, jy sit met wanhoop, dink aan hierdie storie van Israel, van Klaagliedere 1 af. God kommandeer die Babiloniërs op en hy sê, gaan vernietig Israel. Gaan vernietig Israel as gevolg van hulle sonde, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, as gevolg van hulle weerspannigheid. En Jerusalem word verwoes. Jerusalem word sommer goed verwoes. Hulle tempel is verwoes. Hulle koning is weg.
Hulle beste vegters is saam weggevoer. Meeste van hulle jong mense, al hulle vakmanne is weggevoer. Vrouens en kinders sit sonder huise, want die Babyloniërs het sommer vir die soldate wat hulle agtergelaat het gesê, vat hulle huise, vat hulle grond, vat hulle plase. Dit is van nou af, is dit julle sin. Al die kos wat hulle opgegaar het, vernietig hulle skure. Wat julle nie wil gebruik nie, verbrand dit. Hierdie mense moet swaar kry, en het verskriklik swaar gekry. Ewe skielik sit 'n vrou met haar kinders op straat, sonder kos, sonder 'n inkomste. Kan jy jouself voorstel as dit met jou moet gebeur? Hierdie soldate was maar baie barbaars. Hulle het sommer die vrouens en die dogtertjies in die strate verkrag. Mense het oral gesit en huil. Dit het werklik swaar gegaan met hulle. Hulle sê die priesters en die elite van die tyd het op die ashope rondgekrap om iets te kry om te eet. Die arme mense wat nie meer kos gehad het nie, het in die grond begin grawe om wurms en goggas te eet. Mamas het op die pleine gesit met hulle kinders op hulle skote en die kinders het gevra vir kos. En daar was nie kos nie. Dit was so erg dat hulle gesit het en die kinders het op hulle skote gesterf. Daar was net eenvoudig nie kos nie. Die situasie was werklik haglik. En dan so erg dat jong moeders hulle kinders gekook het. Dat hulle werklik hulle kinders gekook het en gedeel het met mekaar om te kan eet. Was jy al daar? Kan jy jouself voorstel hoe wanhoopig hulle situasie was? En dan sit ek en jy so dikwels met klein dingetjies wat ons oor bekommer. Klein dingetjies wat ons lei tot wanhoop. Ek en jy het nog nie wanhoop geken soos wat Israel wanhoop geken het nie. Sit jy vandag met wanhoop? Het jy hierdie storie gehoor? Dan wil ek vir jou sê, onthou wat Dominee Jaco ook vir julle sê, moenie wanhoop in jou tassie pak nie. Moenie laat wanhoop jou onderkry nie. En in die middel van alles kom hierdie digter in Klaagliedere 3 en hy kom iets agter. Hy onthou van God se verbond met Abraham. En hy sê vir homself, maar weet jy wat? Ek is ook 'n Israeliet. Maar ek leef nog vandag. Kyk hoe lê die lyke om my. Kyk hoe lyk Jerusalem. Jerusalem lyk sleg. Oral lê dooie mense. Ek leef. Ek leef. God het 'n verbond met my volk gesluit. Ek leef vandag uit God se genade, omdat God my gespaar het. En hy kyk verby hierdie situasie wat hy homself in bevind. En hy besef, maar ek is 'n kind van die Here, en die Here het beloof, hy gaan met ons iets groot doen. En hy sê iets groot, hy sê, my erfdeel is die Here, daarom hoop ek. Hy sê nie vir homself, my situasie is groter as my Here nie. Hy sê nee, ek is 'n kind van die Here. Weet jy, en dit is wat ek vanoggend vir elkeen van julle wil sê, besef, ek is 'n kind van die Here. Ek het vir die kleintjies gevra, wie is 'n kind van Jesus? Liewe gemeente, ek en jy is kinders van God. Ons staan in 'n verhouding met God. Daarom moet daar nie wanhoop in ons lewens wees nie. Ons moet soos hierdie ou uit die situasie uitkyk en sê, maar ek is 'n kind van die Here. My Here gaan my weer uit hierdie situasie uitred. My situasie bepaal nie die einde van my reis nie. Luister mooi. My situasie bepaal nie die einde van my reis nie. As jy op reis is Pretoria toe en jy kry 'n papwiel, dan is dit 'n klein situasie vir jou. Maar jy het 'n keuse. Jy het 'n keuse, wil ek uit hierdie situasie uitkom? Kan ek uit hierdie situasie uitkom? Gaan ek maar langs die pad sit en sê nee, ek ry nie verder nie. Ek gaan nou maar sommer hier bly. Vir die res van my lewe gaan ek hier bly. Of gaan ek verder? Ek en jy, liewe kind van God, het 'n Vader wat vir ons sorg. Ek en jy het 'n keuse.
Ons kan hierdie spaarwiel uithaal, ons kan die spaarwiel aansit en sê, ons gaan voort. Of ons kan kies, hierdie situasie hou vir ons terug. En hierdie situasie kelder ons. En ons gaan nie verder op reis vorentoe nie. Hierdie ou sê, my erfdeel is die Here, daarom hoop ek op hom. Die ou sit in 'n situasie, in 'n slegte situasie. En weet jy, en hy hoop. En weet jy, die wonderlike is, hierdie hoop wat hy op hoop, en die hoop wat ons vandag op hoop, is iets verskillend. Julle moet onthou, Israel is in 'n situasie, Jerusalem is verwoes, en hulle hoop nog steeds. Maar hulle hoop was anderste. Hulle het gehoop op 'n Messias wat nog moet kom. 'n Messias wat hulle moet kom verlos uit die situasie waarin hulle bevind. En dit het beteken maar weer terug na die offerandes toe, terug na Levitikus toe, Deuteronomium toe, al hierdie reëls en regulasies weer op hulle. Maar my en jou situasie is anderste. Ek en jy het 'n ander hoop. Vir my en jou het die Messias reeds gekom. Ek en jy wat kinders van God is, ons het 'n lewende hoop. Ons het 'n lewende hoop. Geen situasie behoort en kan ons lewensreis sommer net stopsit nie. Vers 25 sê vir ons, goed is die Here vir hulle wat op hom wag, vir die mens wat na hom soek. Soek die Here in elke situasie. Ekskuus tog, bid en wag geduldig op sy uitkoms. Dit is wat ek en jy moet doen. Goed is die Here vir hulle wat op hom wag, vir die mens wat na hom soek. Ken die Here, soek hom en bid tot hom in jou situasie. Vers 26 sê, goed is dit om stil te hoop op die verlossing van die Here. Ek en jy kan maar rustig sit. Ons kom maar stil sit en wag op die hoop van die Here, want ons het 'n lewende hoop. Ons het 'n lewende verhoop, 'n hoop op ons verlossing wat kom. Dan is daar so ietsie van God se karakter wat hierdie digter aanraak. Hy sê, ons dien 'n God van liefde. My Heer verwerp beslis nie die mens vir ewig nie. Maar as hy iemand bedroef het, ontferm hy hom weer met die volle omvang van sy troue liefde. Hy verdruk en bedroef mensekinders teen sy sin. Weet jy, dit is so dikwels ons sondes wat ons in wanhoop laat verval. Ek het net vir julle gesê, Israel is gewaarsku. Die Here kom ook vanoggend en hy waarsku vir my en jou. Hy sê, ons kan nie volhard in ons sondes nie. Ons kan nie volhard in ons sondes en dink, die Here gaan ons nooit straf nie. En Israel het gedink, niks kan ons oorkom nie. Ons het die tempel by ons. Ons het die tempel by ons. Maar hulle het die grootste ding van alles vergeet. Ek en jy is 'n tempel van God. Ek en jy is 'n kind van God. Dit help nie ons stel ons vertroue in 'n kerk nie, want ons is die kerk. Ons moet in 'n lewende verhouding met die Here bly en in 'n lewende verhouding en net wel 'n gehoorsame verhouding met die Here bly. Dan is daar nie plek vir wanhoop in ons lewens nie. Dan kan wanhoop ons nie tier in ons lewens nie. Dan sal ons mos nie wanhoop inpak in ons tassie op ons lewensreis nie. En die wonderlike is, die digter gee vir ons hierdie oplossing om totaal van wanhoop ontslae te raak. Om hierdie ding wat in ons lewe tier, totaal uit te wis. Vers 40 sê, laat ons handelswyse ondersoek en toets, en laat ons tot na die Here terugkeer. Laat ons harte saam met ons hande ophef na God in die hemel. Ons het oortree, ons was opstandig, het ons nie vergewe nie. Weet jy, en dit is die antwoord. Dit is die antwoord wat hierdie man besef in die situasie wat hy is. Hy dink by homself en hy sê, maar wat het hierdie situasie veroorsaak?
En weet jy, as die klaagdeliedere deurlees, sal jy sien telkens kom die woord sonde voor. Ek en jy is kinders van God. Daar's nie plek vir sondes in ons lewe nie. Sonde veroorsaak wanhoop. Die digter kom hier en hy sê, ons moet so 'n bietjie in ons lewens inkyk. Ons moet 'n bietjie kyk, is ons lewens skoon? Is ons reg? Wil ons aan die einde van hierdie lewensreis uitkom? Dan kan ons die papwiele langs die pad nie regmaak nie. Dan kan ons nie net voortgaan en voortploeter nie, want dit gaan nie help nie. Die digter sê, die enigste oplossing vir hierdie situasie van wanhoop is, ondersoek jou lewe. Gaan maak seker, daar is nie sonde in jou lewe wat hierdie wanhoop veroorsaak nie. Jy weet, God haat sonde, God straf sonde. God het Israel gewaarsku en hulle het nie geluister nie. Ek het net gesê en ek wil dit weer sê. God kom vanoggend en hy rig weer hierdie waarskuwing tot my en tot jou. En hy sê, moenie plek maak vir sonde in jou lewe nie. Moenie wanhoop akkommodeer in jou lewe nie. Sorg dat jy skoon is. Laat ons soos die digter besef dat ons is vandag nog gespaar. Ek en jy, soos wat ons hier sit, ons is gespaar. Ons is nie in 'n lijkhuis nie, ons is nie op 'n sterfbed nie. Ons het nog 'n kans. Ons kan nog hoor. Ons hoor wat die Here vanoggend vir ons sê. Hierdie digter het gesê, God se liefde en ontferming is nuut elke môre. Besef jy dit? Besef jy dit dat God se liefde en ontferming is groot elke môre. Dis nuut elke môre. Dis hoekom ek en jy is. Dis hoekom ek en jy nog 'n kans gekry het om vandag te kan luister wat die Here vir ons sê. Maar ek wil ook vir jou by sê, môre is nie in my en jou hand nie. Die digter het gesê, ek lewe vandag. Ek wil vir jou sê, ons lewe vandag. Groot is God se ontferming en liefde vir ons. Met ander woorde, daar is nog hoop vir ons. Lewende hoop. Hoop om ons lewensreis te voltooi. Kom ek en jy maak seker, ons pak nie wanhoop in ons tassie in nie. Ek wil vir u lees wat sê 1 Petrus 1 vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk. Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood het ons nou 'n lewende hoop. God het hom oor ons ontferm. Hy ontferm hom nog steeds oor ons in liefde. Deur die geskenk van Jesus Christus is daar nou hoop vir my en jou. Lewende hoop. Lewende hoop wat vir ons sal vat tot die einde van ons lewensreis. Wat vir ons verder is dit vat. Wat vir ons verseker van 'n ewige lewe. 'n Ewige tyd wat ek en jy met God sal saam spandeer. Dit is mos die reis wat ek en jy wil hê. Kom vanoggend en maak die keuse. Maak die keuse en sê vir jouself, ek wil eendag my lewensreis voltooi. Ek gaan nie wanhoop in my tas pak nie. Ek het hoop. Lewende, ware hoop, wat eindig by die Here eendag in die hemel. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, ek kom vanoggend en ek bid, Here,
Vir iemand wat dalk hier sit met wanhoop, met onsekerheid. Here, wat nie weet hoe om hierdie reis te voltooi wat ons op is nie. Here, ek kom vanoggend en ek bid verlossing daaruit vir daardie persoon of persone. Here, en ek bid dat U ons net weer opnuut sal toerus deur die Heilige Gees met hierdie hoop. Hierdie lewende hoop, Here, wat vir ons eendag by U laat opeindig. Here, en ek kom in die naam van Jesus en ek vra, Here, gee ook vir ons die krag dat ons wanhoop uit ons lewens uit sal verdryf. Deur seker te maak elke dag dat ons binne U wil lewe, Here. Want ons wil eendag ons lewensreis voltooi en by U uitkom. Dankie vir die woord, Here. Dankie dat U volgende weer gekom het en vir ons gewaarsku het en gesê, raak ontslae van wanhoop. Moenie wanhoop in jou tas pak nie. Moenie dat wanhoop tier in jou lewe nie. Ek is daar vir jou. Ek, die lewende hoop. Here, seën vir ons en hou vir ons vas op ons lewensreis. Here, dat ons in een rigting sal kyk, vorentoe, met ons oë op U gerig. Ons bid dit nie ons verdien nie, Here, maar slegs enkel uit genade alleen. Amen. Ek wil ook vir U sê, die Here wat ons dien, is 'n God van liefde. Daarom wil ek vir julle sê, dat as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om dit te vergewe. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 is so belangrik. Dit is 2 maklike versies wat ons altyd moet onthou. Vers 8 sê vir ons, as ons beweer dat ons die sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Ek en jy moenie onsself bedrieg en sê, maar ons is perfek, ons het nie sondes nie, want dit is nie so nie. En die wonderlike is, vers 9 sê vir ons, as ons sondes bely, is God getrou en regverdig, en hy vergewe vir ons hierdie sonde. Daarom wil ek nou vir jou, ek gaan vir jou so 'n minuut of so gee, en maak net jou oë toe, en sit voor die Here, en sê, Here, wat is hierdie sonde in my lewe, wat nog wanhoop veroorsaak? Doen dit nou, en lê dit by die Here se voete, voordat jy uitstap. Kom ons sluit ons oë, en ons gee net vir die Here, wat ons vir hom wil gee, die sondes wat nog wanhoop veroorsaak in ons lewe. Amen. Kom ons doen nou staande ons geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en te helle neergedaal, wat op die 3de dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Jy kan sommer bly staan, dan gaan ons afsluit met Liedboek 488. Wanneer u versie 4 sing, let op die woorde, Heer, u woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat u bevry. Mag u hoop Heer deur ons gee. Dan kan ons sommer staande bly en dan sal ek vir ons die seën kom uitspreek. Ons
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.